In hierdie week se ANT John Deere graanoorsit gesels ons oor hoekom spotpryse nou so skerp styg, internasionale nuus wat ook pryse dryf en kyk ons ook waarheen pryse moontlik nou kan gaan gegeewe al hierdie nuus. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se ANT John Deere graan en oliesaad markoorsig wat moontlik gemaak word deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. In die video's probeer ons altyd om 'n onafhanklike en eerlike opinie te gee oor die faktore wat die pryse kan beïnvloed sodat jy 'n meer ingeligte besluit kan maak in 'n baie volatiele omgewing. Like en share dan ook asseblief hierdie video's waar ook al jy dit kyk, dit sal ons baie help om seker te maak ons bring meer van hierdie inligting aan almal. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thesen, AMT se landbouekonoom wat vir ons meer gaan vertel oor waar die markte tans verhandel. Baie dankie Johnny. Die witmielie spotprys styg na R6.339 per ton, met die Julie 25 prys wat daal na R4.135 per ton. Die geelmielie spotprys daal na R4.860, met die Julie 25 prys wat daal na R4.044 per ton. Die sojaboon spotprys styg na R8.650, met die Mei 25 prys wat styg na R7.667 per ton. Die sonneblom spotprys daal na R8.800 per ton, met die Mei 25 prys wat op R8.770 per ton staan. Die koring spotprys styg na R6.190, met die Desember 25 prys wat op R6.300 per ton staan. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R5.189, met die uitgedopte Argentynse grondboonprys nou op R20.879 en die katoenprys wat staan op R10.280. Soos binnelandse voorraad minder raak en die nuwe seisoen nog nie gestroop word nie, veroorsaak die positiewe sentiment in die mark en druk dit spotmaandpryse vir mielies op. Met hierdie opwaartse tendens het ons gesien dat op 'n tegniese vlak het die witmielie se 7-dag gemiddelde prys nou bo die 21-dag gemiddelde prys begin verhandel. Ons verwagting is dat hierdie twee tendense volatiel sal bly tot en met einde Maart en kan ons verwag dat begin April dit weer in 'n afwaartse tendens inbeweeg wanneer die vroeë mielie aanplantings gelewer kan word. Zematic spulpunte is gebou om vandag se uitdagings aan te pak, maar ook gereed vir môre se vereistes. Zematic se spulpunte is ontwerp vir doeltreffendheid, waterbesparing en ook optimale opbrengsbestuur. Investeer in 'n stelsel vir die toekoms en neem die volgende stap na volhoubare, doeltreffende boerdery. Groei saam met Zematic. Ja, soos beloof gesels ons weer 'n bietjie vandag oor die graanpryse en baie interessant is spotpryse wat skerp op is veral vir witmielies oor die afgelope week of so. Daar is verskeie faktore, plaaslike front, maar ek dink kom ons begin dalk met internasionale nuus voor ons by die plaaslike goed kom en voor ons sê waartoe ons dink natuurlik pryse gaan. Want wat is op die internasionale front nou nuus? Kom ons begin dalk eers met mielies. As ons internasionaal kyk, sien ons daar verskillende opinies. Ons weet baie van die industrie verwag dat daar 4% meer geelmielies in Amerika gaan plant geword en 4% minder sojabone wat vir ons daai groot oes dan natuurlik gaan bring. Maar in dieselfde asem sê ander analiste verwag hulle weet dat as gevolg van weerstoestande wat moontlik kan 'n later seisoen of later aanplantings kan begin, kan ons sien dat die produsente forceer word om meer sojabone te plant as wat hulle meer mielies gaan plant. So dit is daar's nog so 2 weke voordat hulle aanplantingsintensies van Amerika gaan uitkom. Dan gaan ons mooi kan sien wat gaan nou aan en is dit nou al in of is dit nou nog nie? Ja, ek dink vir ons kant af verwag ons dalk dat die intensies noodwendig nie aangepas gaan word nie, dat ons steeds meer mielies gaan verwag is en minder sojabone. Met die geweldige groot oes wat ons nou in Brazil sien vir sojabone wat die Amerikaanse produsent natuurlik forceer om
eintlik meer na mielies te kyk. Ja. En dit begin nou al van Amerika die mielieprosent te maak en Suid-Amerika of Brazil natuurlik die sojaprosent van die wêreld. Ja, ons weet ook hulle is ook meer geneig om die om geel mielies te plant in Amerika, omdat die winsgewendheid ook net soveel meer is op hierdie stadium as wat dit sojabone is. Maar natuurlik van daai groot sojabone oes af, soos wat jy nou gesê het. Ja. Ek dink iets wat 'n mens verseker aan moet raak is die Trump-tariewe. Wat het ons gesien, wat se effek het? Ja, as ons aanplantings bietjie net op sy skuif, dit is nie heeltemal, dis eintlik net sprake in die mark, so dis nie regtig fundamentele inligting wat ingeprys word nie. Sien ons dat dit eintlik 'n regtig positiewe storie is vir geel mielies op die internasionale mark. Amerika het lae voorraad, wêreldvoorraad is laag, so daar's eintlik baie positiewe nuus wat vir geel mielies Vraag is redelik sterk. Vraag is ook relatief sterk, maar elke keer as ons sien dat daar 'n prysstyging kom in wit mielies, is daar iets met met geel mielies, sorry. Is daar iets met die tariewe wat in die mark inkom, iemand wat ekstra tariewe opsit, iemand wat uittrek, iemand wat sy vraag skuif, wat druk op daai prys weer plaas en dan gaan hy weer laer. So ons sien dat die seaboard-pryse veral vir geel mielies van Amerika redelik onder druk kom as gevolg van daai invoertariewe. Ja, en natuurlik internasionaal kom sojaboonpryse onder druk met die wêreld geweldige voorraadvlakke wat hulle wêreldwyd het. Johan, ja, so ek dink die Amerikaanse produsent kan redelik 'n swaar seisoen hê met hierdie tariewe wat Trump hulle ingestel het. As ons dan plaaslik kyk, ek dink ons sien nou heeltemal 'n ander storie op ons plaaslike front. Mieliepryse wat skerp op is, sojapryse wat op is. Ons het gesien maandag tydens opname dat ons sien sonneblompryse wat redelik op is. Die spotpryse skerp op, ek was oor die R300 wat hy maandag gestyg het, en die leweringsmaandpryse vir jou kontrakpryse, Julie en my maandpryse wat ons so bietjie op is. Hy het so R40, R50 opgegaan. Hoekom sien ons dit net? As ons kyk na spotpryse spesifiek, gaan dit alles oor die lae voordat wat ons tans het. Daai vroeë mielie-aanplantings is bietjie later geplant as wat ons vorige jare sien. Met die later een wat ons gesien het, en is daai oes nog nie gestroop nie, so daai ton het nog nie mark toe gekom nie. En ons het daai geweldige reën nou gekry, en is baie nat in die lande, so die ouens kry nie gestroop nie. Ja, so saam met die reën kry jy gestroop die later plant, so die mielies kom ook bietjie later in. Swak seisoen, vorige seisoen wat ons gehad het, reeds lae voorraadvlakke. Het ons lae voorraadvlakke, en daai voorraadvlakke raak al hoe minder, en dis waar daai prys net al hoe hoër, want hy ondersteun daai prys net soveel meer. Waar Julie sien ons weer die teenoorgestelde, waar ons 'n groter oes verwag, in terme van wit mielies, geel mielies, klein bietjie minder op hierdie stadium. Ons sal sien wat die oeskatting sê aan die einde van die maand. Weet ons dat daai voorrade is daar, so daai prys is verseker bietjie laer, daar kan dalk bietjie opwaartse momentum kom as hulle wonder oor die kwaliteit daarvan of hoe groot die oes regtig is. Kan ons sien dat daar onsekerheid kom wat die prys bietjie gaan opdruk, maar verder sal ons sien dat daai Julie maand prys verseker laer gaan wees. Ja, is interessant. Ons het hierdie daling in pryse gesien en maar ons het eintlik die stygings in pryse gesien ten spyte van die wisselkoers wat baie versterk het. Ek dink ons staan op R18.15 amper nou op die oomblik. So eintlik moes daai vir ons nog addisionele druk op pryse gesit het, of het dit ten minste nou die stygings eintlik so 'n bietjie minder gemaak as wat hy moes gewees het. Ons sien ook, ek dink daar's kontrakte wat nou ouens baie kort posisies ook het op hierdie oomblik gedink het meer mielies moes alreeds in die mark gekom het. So ons sien dat is op Safex ook 'n paar faktore wat pryse nou hoog hou, moontlik tot eentjie in April en nog kan hoog hou. Ja, ons dink so begin April, dalk so week in April, maar teen daardie tyd behoort meeste van daai vroeë aanplantings gestroop te word, tensy die reën aanhou. En die nat toestande aanhou en die ouens kry nie gestroop nie, dan kan daai prys nog hoog bly. Maar wanneer ons April wel begin stroop en daai tonne gaan inkom, gaan ons sien dat pryse begin afkom. Ek dink belangriker, nou niemand het nou mielies nie. So ons sien nou hoë pryse en ongelukkig, ek dink as jy mielies het, is dit dalk 'n baie goeie tyd om 'n bietjie van dit te bemark. Maar baie min mense het nou mielies en dis hoekom die prys natuurlik so hoog is. As ons eintlik Julie, my maand vir sojabone, sonneblom, Julie vir jou mieliepryse gaan kyk, wat nou vir ons 'n belangrike barometer of belangrike punte is vir ons produsente vir hierdie seisoen. Moet ons eintlik gaan kyk waar dit tans staan. Ons is net bo die 4000 families. So is redelik onder druk vir die Mei maand pryse. Daai prys kan hy nog op of af, want ek dink dis vir ons 'n belangrike een. As
kom ons sê wisselkoers verswak dalk weer 1860 toe, is daar dalk weer 'n bietjie ondersteuning vir daai pryse. Maar ek dink die oeskatting gaan 'n belangrike rol speel. As ons moontlik meer sprake is, ek weet nie of dit regtig so gaan wees nie, sprake is dat die oeskatting dalk bietjie groter aangepas kan word. Op hierdie stadium het ek gaan kyk en dan sien ons daar's omtrent op witmielie spesifiek amper R1000 verskil tussen ons Aprilprys en ons Meiprys en so R700 plus minus vir geelmielies tussen die Aprilprys en die Meiprys wat vir ons wys dat tussen daai 2 maande kan die prys baie sterk afkom. As die oeskatting mielies hoër aanpas en ons het 'n groter oes, dan weet ons hoe meer voorraad, laer pryse. Dan kan die Mei en Julie pryse ook so 'n bietjie. Dan kan die Mei en Julie prys ook nog so 'n bietjie afkom. Ons gaan verseker sien dat Aprilprys bietjie afkom, so dit gaan ek wil al sê druk oor die hele spektrum plaas, maar die afwaartse momentum in my opinie gaan meer raak hoe verder die maande gaan. So ons gaan dalk 'n klein bietjie afwaarts sien in April, bietjie meer afwaarts sien in Mei, maar dan die grootste afwaartse beweging in Julie. Maar ek dink ten spyte van dit, ons staan op 4 min of meer tans. Dalk so 'n bietjie afwaarts, as hy kom sê hy word nou groter aangepas. Dalk net onder die 3000. Sien nie veel nie, want ons het met 'n paar ouens ook gesels en voorraadvlakke bly vir families natuurlik bly dit onder druk. Ja. Al het ons 'n klein bietjie groter oes. Ons het gepraat laas keer van Zambië wat 3.5 tot 4 miljoen ton het, maar hulle gaan moontlik nie uitvoer. Ja. Zimbabwe van ons afvat, dan kan ons mielievoorrade steeds baie tyd bly vir geel, minder tyd vir wit dalk. So nie noodwendig 'n 3.5 nie, dalk 'n 3.8 of 'n 3.9. Ja, nee, ek dink verseker ons kan afgaan na 3.8, 3.9 daar rond, net oor die voorraadvlakke wat ons sien en dan moontlik as die voorrade wees soos wat ons die vorige seisoen gesien het, minder begin raak soos ons Desember maand toe gaan, November maand toe gaan, kan ons dalk weer terugkom na 4.500-5.000 rand per ton, net omdat daai voorraadvlakke so min is en ons supply and demand so tight is. Ja, dit verseker geleenthede wat verseker vir die jaar nog gaan voorlê. En hopelik na die einde van die jaar toe wanneer ons weer minder voorraadvlakke het, kan ons sien dat wit veral weer bietjie opgaan en dit bly maar raaiskoot wat met die geelmielies natuurlik gebeur. Ons bly maar op internasionale faktore redelik uitgelewer daar. Maar ek dink ongelukkig sojabone wat wel dan redelik onder druk gaan bly. Vinnig koring, Zambië het aangekondig hulle invoer tariewe op 250.000 ton koring, het hulle nou afgehaal. So ek dink daar kan dalk moontlik bietjie vraag na Afrika toe gaan vir daai koringprys, wat dalk bietjie opwaartse potensiaal beteken vir ons plaaslike koringprys. Ja. Sonneblom het ons ook gesien opwaarts. Dink jy dis maar mielies, sojabone wat hom ook dalk so klein bietjie opgetrek of mielies wat eintlik maar die sojabone en die sonneblom harte so bietjie opgetrek het? Ek dink sojabone is 'n groter faktor wat vir sonneblom sal optrek omdat dit deel van daai oliekompleks groep is. Want ons sien daai sterk opwaartse beweging in sojabone, maar ek dink ook dit is as gevolg van ook minder voorraad wat in die mark is, want gewoonlik sien ons dat ons dat ons einde Maart begin April al daai sonneblomvoorrade inkom, omdat Mei eintlik die groot stroopmaand is vir sonneblom. Ja. Ander faktor wat ons in ag moet neem is, as ons na die weervideo's aan Johan van den Berg ook gaan kyk, is as daar moontlike vroeë ryp toestande ook gaan inkom. Dis dalk iets wat weer eens 'n geleentheid gaan skep vir hoër pryse, vir geleentheid om bemarking te doen wat jou winsgewendheid hopelik bietjie beter kan maak. So dis iets om versekerde oog op te hou of oor te hou. Ons sal verseker in ons weer vooruitsigte saam Johan van den Berg sal seker maak ons gesels en ons hou julle op hoogte van wanneer daai tye moontlik gaan kom. So maak seker julle hou dit ook dop. Ja, baie dankie Johan, baie interessante gesprek gewees. Skakel volgende week in wanneer ons dan verder gesels oor wat die markte gaan beïnvloed. Hou die einde van die maand dop, wanneer die aanplantingsintensies van Amerika uitkom, wanneer ons nuwe oeskatting gaan uitkom. Die weeromstandighede plaaslik vir ryptoestande gaan nogal belangrik wees. Iets wat verseker om 'n oog op te hou. So maak seker jy gebruik geleenthede as die pryse weer opgaan. Dankie Johan. Dankie Johnny.
Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Ons gaan kyk ook na ander markte soos die vleis, varsprodukte, weer en Afrika markte in hierdie video's. As jy by een van ons WhatsApp gemeenskapsgroepe wil aansluit, stuur vir my die woord groep na 0731402698 en ek sal vir jou al die skakels ook aanstuur. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.